Hallo julle, ek is Marlene en ek wil julle 'n bietjie meer vertel oor my taak in my model en ook bietjie duidelikheid gee oor die spysverteringsstelsel. Ek wil eerstens begin deur te sê hoe amazing hierdie taak my bewus gemaak het, net weer eens hoe amazing die Here ons liggame gemaak het en hoe spesifiek elke liewe orgaan, elke liewe funksie van die orgaan is in ons liggaam. Hierdie model kan ek definitief gebruik in my klaskamer om daai boodskap vir die leerders oor te dra om te sien dat die Here so asemrowend ons liggame gemaak het, dat elke liewe orgaan sy spesifieke plekkie het en sy funksie het om ons liggaam soos die hele tyd te laat werk. Dan ek het my taak gemaak uit 'n groot plaat en dan elke woordkaart en orgaan bestaan uit 'n magneet uit. So die leerders kan letterlik speel soos wat hulle wil met hierdie model om die organe rond te skuif en bietjie te eksperimenteer hoekom daar 'n spesifieke plek is vir die spesifieke orgaan. Ek wil eerstens begin dan deur om te sê ek het 4 hooforgane. Ek het bietjie meer as net die spysverteringsstelsel in hierdie model gesit. Ek het 4 hooforgane volgens my ook hier ingesit dat die leerders net kan bewus wees van hierdie 4 hooforgane in ons liggaam wat jou liggaam letterlik laat werk die hele tyd. So dit is die brein, die hart, die longe en die niere. Die brein is soos die baas van die liggaam. Dit stuur alle bewegings en goed wat ons moet uitvoer. Al hierdie inligting stuur hy na alle organe toe om daai werk te doen. Dan as jy gaan kyk na jou hart is soos die pomp van jou liggaam. Dit pomp bloed na jou liggaam en na jou verskillende organe toe, waar die bloed, in hierdie bloed is dan nou die voedingsstowwe en die suurstof vir elke liewe orgaan om dit te laat werk. Jou longe, dit help jou hart om suurstof na jou liggaam toe te kry. As jy inasem, asem jy suurstof in en as jy uitasem is dit koolstofdioksied. En dan jou niere is letterlik soos jou filtrasie. Jou niere maak jou bloed skoon, jou liggaam skoon en verwyder alle onnodige water en afvalstowwe uit jou liggaam uit sodat jy gesond kan bly. Om by die spysverteringsstelsel te kom, hierdie stelsel begin letterlik by jou mond, waar jy kos inneem deur jou mond en dan by jou mond sal jy dit fyn kou. As jy dit klaar fyn gekou het, dan is daar speekselkliere wat speeksel, wat ons ken as spoeg, afskei om hierdie kos sag en fyn te maak, sodat jy dit kan sluk. Die oomblik as dit klaar fyn gekou is, sluk ons dit deur jou slukdarm en jou slukdarm vervoer dit na jou maag toe. Interessante feit oor jou slukdarm is dit vat 5 tot 8 sekondes vir jou kos om van jou mond tot by jou maag te gaan deur jou slukdarm. Ek het ook 'n baie hulpsame hulpbron. Ek het so 'n boek vir my ook, wat ek in my klas sal gebruik saam met hierdie, wat dit net vir jou interessante feite gee en ook vir jou heeltemal verduidelik hoe die spysverteringsstelsel werk. So hier is die interessante feit van 5 tot 8 sekondes en as ook in jou maag, die oomblik as jou kos in jou maag kom, is dit 2 tot 6 ure wat die kos daar kan bly om afgebreek te word. So terug by die spysverteringsstelsel, nadat deur jou slukdarm gaan dit na jou maag toe, is jou maag soos 'n sakkie waar daar letterlik gemeng word met maagsappe om hierdie voedsel af te breek in kleiner stukkies, sodat al daai voedingsstowwe en afvalstowwe geskei kan word uit dit uit. Nadat dit so in jou maag gelê het, dan gaan dit na jou dun darm toe, waar jou dun darm die hooffunksie van die spysverteringsstelsel is, want hierso word alle voedingsstowwe geabsorbeer en alle afvalstowwe afgeskei. Deur die hulp van jou alvleesklier, jou lewer en jou gal. Daar word gal afgeskei, juis om daai afvalstowwe uit te haal en asook word daar dan deur jou bloedstroom word daar voedingsstowwe uit daai kos uitgehaal deur jou dun darm, sodat dit kan uitgehaal word en in jou bloedvloei kan gaan om na al jou organe toe te gaan. Verder gaan die kos dan deur na jou dikdarm toe, na jou dikdarm. By jou dikdarm word alle onnodige water nog steeds uitgeskei, sodat daar letterlik net afval kan oorbly. Die afval vloei dan reg deur jou dikdarm en dan word dit as afval afgeskei deur jou anus. So ek hoop dat dit regtig vir julle 'n bietjie meer insig gegee het. Ek hoop julle hou van my model en dat dit meer duidelikheid gegee het oor dit. Dankie baie.